Twee sondag per terug, praat ek waarom 'n God, waarom 'n godsdienst. En die laaste sondag sê ek waarom kerk. Vanmôre wil ek met jou praat oor gaan wees. Gaan wees. In Matteus, onthou dis nie Matteus nie, Matteus is 'n kat. Matteus, okay. Ons kyk wat staan op die PowerPoint. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kom maar. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Is dit nie mooi woorde nie? Tot aan die volëinding van die wêreld. Nou, ek wil met jou praat oor gaan wees. Nou, ek wil eers vir jou verduidelik, dit weet julle eintlik almal al reeds, maar net om 'n begin te maak, wil ek so begin. Wat is kerk? Is moeilik om wie is die kerk? Ek en jy is die kerk. Ok? Dis nie die gebou nie. Ons noem die kerk, hierdie gebou noem ons ook kerk. En die kry verskillende denominasies, maar ons noem hierdie gebou die kerk. Maar ek en jy is eintlik die kerk. Nou om kerk te wees is eintlik om daar buite te wees. Dit is om kerk te wees. Nou waar God eintlik werk is eintlik buitekant die kerk. En dan wil ek so begin, die kerk is die instrument in die hand van die Here. Dit is wat die kerk is. As ek enigiemand sou vra, waar is God se fokus, gaan baie mense sê, die kerk. Maar dit is nie regtig God se fokus nie. God se fokus is die wêreld. Dit is wat God se fokus is die wêreld. Ja, dit is goed om mooi, goeie, gesonde, gesalfde dienste te hê, maar God se fokus is by ongeredde mense. Dis waar God se fokus is. Die kerk is natuurlik baie belangrik vir die sondaars om daar tot bekering te kom. Die kerk is soos 'n kraal waar al die skape bymekaar kom en hulle voel veilig. By die kerk is daar die mense wat gesond is, wat siek was, kom na die kerk toe en hulle word gesond by die kerk. Nou die kerk is daar om jou toe te rus, om mense disippels te maak van Jesus Christus. Ek is nou besig op die oomblik, is ons besig met die Bybelstudiegroep met disipel maak. Hoe maak 'n mens disippels? So 9 weke kursus. Nou dit is wat die kerk se doel is, om jou toe te rus, om mense toe te rus, om 'n disipel van Jesus Christus te maak. Kom ek sê vir jou, waar is die kerk? Die kerk is eintlik daar waar jou werksplek is, daar waar die markplein is, en daar waar die skool is. Dit is waar jy vir mense getuig van Jesus Christus. Dis eintlik, Johan, waar die mense eintlik tot bekering moet kom. By die skool, by die werk, by die markplein. Dis eintlik waar die mense tot bekering moet kom. Nou jare terug, julle sal seker nou weet, die wat seker 50 en ouer is, jare terug het jy 'n getuigskrif gekry by die pastoor of by die dominee. As jy nie 'n getuigskrif gehad het, het jy nie werk gekry nie. Onthou julle dit? Jy moes as jy nie 'n getuigskrif kry by die dominee of by die pastoor nie, het jy nie werk gekry nie. Nou daai tyd is verby, lyk vir my, hulle vra nie meer getuigskrifte vir die dominees of vir die pastore nie. Vandag gaan mense na kerke toe wat ons noem seeker sensitive kerke. Het julle al gehoor daarvan? Seeker sensitive kerke. Die kerk moet tog net nie te wild raak nie, hulle moet nie te hoog hulle hande opsteek nie, hulle moet nie te hard hande klap nie, hulle moet tog net nie in tale praat, of daar moet nie uitleg van tale praat. Ons wil die mense wegjaag nie. Dis hoekom ons na die seeker sensitive kerke toe gaan. Ja, ek wil hê jy moet iets mooi verstaan. As jy na 'n seeker sensitive kerk toe gaan, onderdruk jy eintlik die werking van die Heilige Gees. Dis eintlik wat jy doen.
Jy onderdruk die gawes van die Gees. Daar's 9 gawes. Onderdruk jy eintlik waarin ons dit doen. Kom ek sê vir julle, wat is die probleem met kerke, sensitief seekers kerke? Is dat wat gebeur is, hulle nooi spesiale mense na hulle kerke toe, en hulle nooi spesiale sangers na hulle kerke toe, om mense te trek na hulle kerke toe. Kom Wessel Groeneveld vertel vandag vir jou, daar's net een manier hoe kerke gevul kan word, is wanneer die Gees van God mense trek. Nie die pastoor nie omdat ek oulik is nie, maar die Gees van God trek mense. En daarom kom baie kerke, hulle doen snaakse en vreemde dinge, net om mense te trek na hulle kerke toe. Dis nie hoe dit werk nie. Die Gees van God trek mense na kerke toe. Weet, as jy praat van sendelinge, dan dink ons altyd aan 'n ander land. Jy gaan na 'n ander land om die evangelie te gaan versprei. Dit is wat sendelinge doen. Ek dink een van die moeilikste dinge van 'n sendeling is om daai mense se kultuur te leer en hulle taal te leer. Ek dink dit moet baie moeilik wees om dit te doen. Maar kom Wessel Groeneveld vertel gou vandag vir jou, ons leef in die 21ste eeu en baie dinge het verander intussen. As ons net in Suid-Afrika die Chinese na die Here toe kan lei. Hulle is oral. Het jy al gesien, ons bly in Lichtenburg, en waar jy sien is daar Chinese winkels, Waka, daai een by die mall, ek weet nie, daar's baie Chinese. Hoor gou vir my wat ek vir jou sê. Vandag is daar buitelanders op ons voorstoep, 1 radius van die kerk af. Eintlik moet ons hulle bereik vir die Here. Dis dit nie so nie. Ons moet hulle eintlik bereik vir die Here. Met ander woorde, nou kom ek sê vir jou, hoe gaan jy dit doen? Dis nie so maklik nie. Om daai ou na die Here toe te lei, moet jy hom eers jou vriend maak. En dit vat tyd. As ek onmiddellik na die Chinese toe gaan en vir hom sê, hoor, so ken jy Jesus, gaan hy dink ek sê lekker my kop nie. Die belangrikste is om so 'n persoon eers jou vriend te maak, voordat jy hom kan lei na die Here toe. Dit vat tyd. Om dit te doen. Maak hom eers jou vriend en dan trek jy kontrol. Wat is daai ding, die kontrol? Wat is jy bring hom so stadig? Jy kontrol. Jy weet wat ek is. Jy trek hom so in, so stadig. Met 'n vislyn. Luister gou wat ek vir jou sê. Elkeen van ons wat hier so sit, is nie geroep om die banke warm te sit nie. My vraag aan jou vanmôre is, wat doen jy buitekant die kerk vir die Here? Wat doen jy buitekant die kerk vir die Here? Jy sien, ons het die gedagte dat die kerk is die kontakfokuspunt vir die wêreld. Maar dit is nie wat God se kontakpunt is nie. God se kontakpunt is die wêreld wat nie in die wêreld wat die wêreld kom nie in die kerk nie. Dit is waar God se kontakpunt is. Party mense wil party mense noem hulle sommer julendelinge ook, het ek al gehoor. Party mense wil sendelinge word. Hulle wil die evangelie versprei vir iemand anders, maar dan het hulle nog nie eers hulle bure na die Here toe gelei nie, maar hy wil 'n sendeling word. Hoe werk dit? Jy kan nie eers jou bure na die Here toe lei nie, maar jy wil 'n sendeling word in 'n ander land. Kry jou kopie reg? Hulle gaan my kop nou skroef, ek bedoel, my kopie nou reg kry, dat ek kan regkom. Maar hoor gou net wat ek sê. Jy kan nie 'n sendeling word as jy nog nie eens jou bure vertel het van Jesus nie. Is dit nie so nie, Jan? Ja. Hoor gou mooi. Nou die dag, die Here moet ons help. Hoor gou. Ek dank die Here vir 'n kerk waar daar liefde is. Nou die dag was daar 'n pastoor, toe vind hy uit vir die eerste keer in sy lewe toe sy geskok. Die man is gered. Toe vind hy uit sy pa is nooit sy pa nie. En sy ma was sy hele lewe lank lelik met hom en hom geskrik met hom gewees. Sy ma is intussen nou dood en hy is heeltemal vervreemd van sy pa. Ek dank die Here vir 'n familiekerk wat daai pastoor ondersteun. Daai ou is gered. Maar nou wil ek sê vir julle wat Psalm sê. Psalm sê, al het my ma, my pa my nie beplan nie, het God my beplan. Is dit nie wonderlik nie? By Johan Annetjie. As my ma, my pa my nie beplan het, het God my beplan. God het 'n doel met my lewe. Dis wat ek vir jou sê. Jy sien, mense in die kerk, die samesyn van 'n kerk is baie, baie belangrik. Nou wil ek iets sê wat baie van ons nie eens aan dink nie.
God het elkeen van ons strategies gesit op die werksplek waar jy is en op die plek waar jy bly met 'n doel. Wat is God se groot opdrag? Gaan en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here het elkeen van jou op 'n werkplek gesit waar jy 'n getuienis vir Jesus Christus moet wees, in die werkplek en die plek waar jy bly. God het jou strategies daar geplaas. En baie keer kom ons ek wonder hoekom dit 'n ligte bid. Hier's nie 'n see nie. So wat? God het jou hier gesit met 'n ek onthou toe ek by die see was aan Oos-London, ek het die English tyd weet nie die gepraat daar by AGS Kerk toe daar was. En ek het 'n lekker see uitsig gehad. Toe gaan ek welkom toe almal vra was so, "Wat kom jy aan? Hier kom ek sê God het my gestuur." Wanneer God jou roep, dan gaan jy. En God het 'n plan en 'n doel. Hoekom jy jou stuur so toe? Hoekom jy bly waar jy is? Hoekom jy werk waar jy is? Wat is jou groter opdrag? Om mense te gaan vertel van Jesus Christus as disipelmaker te wees. Nou kom ek vir verras jou gou. Hoor gou wat ek nou vir jou sê. As jy 'n kind van die Here is jy geroep om voltyds vir God te werk daar buitekant en nie deeltyds nie. Baie mense dink deeltyds, nee. As jy 'n kind van die Here is jy geroep om voltyds vir die Here te werk daar buitekant. Dit is waarvoor jy geroep is. Ek en jy is geroep, en ek like dit om dit te sê, om die lig vir die wêreld te wees vir Jesus Christus. Mense, ek en jy is nie so ambassadeurs van die Here hier op die aarde. Is dit nie so nie? Ja. Jy sien, onthou die pastoor is nie hoër as jy nie. Ons almal is gelyk in die liggaam van Jesus Christus. Die Bybel sê ons almal is gelyk in die liggaam van Jesus Christus. Dis nie die pastoor wat 'n gesalfde is nie. Elkeen van julle is ook 'n gesalfde. En wat ons doen is ons respekteer mekaar en ons eer mekaar. Dit is wat ons doen. Ons almal werk saam vir die Here. Mense, ons gaan nie die wêreld bereik vir die Here binne in die bidkamer nie. Ons bid dat die spoeg spat. Maar ons gaan nie uit om mense te vertel van Jesus. Ons speel maar. Hæ? Weet mense, ek hou van die boek Jakobus. Die boek Jakobus vertel vir my, ons moet daders wees van die woord. Weet, ons moet mense gaan vertel van Jesus Christus. Weet, baie kere dat, ek werk my so op baie goed, en baie mense, niks gebeur van self nie. Ons as kinders van die Here moet dinge laat gebeur. Dit help nie, jy bid, maar jy doen niks nie. Dit help nie iemand kom by jou huis en hy sê, ek is honger, maar jy gee hom nie kos nie. Maar ek het 'n ander siening, hoor gou wat, ek het 'n ander siening, ek gee nie vir almal kos wat by my deurklop, ek het net gou ietsie verstaan. Die Here het vir my gesê, in die begin het ek al my kos weggegee, my vrou kwaad geraak vir my. Toe sê sy, jy bid dat die Here jou regmaak. Hoor gou mooi. En toe besef ek, maar eintlik moet ek die gawe van onderskeiding hê vir wie om te gee en vir wie om nie te gee. Hoor jy wat ek sê? Party mense vat by jou kos, dan gaan verkoop jy dit net om die draai en verkoop jy vir hom sigarette. Of jy koop vir hom alkohol of wat ook al. Daarom moet 'n mens vra vir die Here, Here gee vir my die gawe van onderskeiding vir wie om te gee en vir wie om nie te gee. Hoor julle wat ek sê? Dis nie dat 'n mens ongevoelig is, die Here het hom ons verstand gegee om dit te doen. Dis wat 'n mens moet doen as 'n mens 'n kind van die Here is. Hoor gou mooi, ons moet buite die kerk moet ek en jy weer front vat vir die Here. Hey Johan, ons moet 'n bietjie weer front vat vir die Here buite die kerk. Nou kom ek verduidelik jou gou hoe opry die kerk. Die kerk is soos 'n speekwiel. En elke speek verteenwoordig 'n bediening. Sondagskool, jeug, welsynsdepartement, barmhartigheidsdepartement, die kerkraad. Nou die hoofopdrag, en die middelpunt is die hoofopdrag dat al die speke, so 'n groot opdrag is wat? Om disippels te gemaak van Jesus Christus. Elke speek, hierdie is belangrik wat ek nou vir jou gaan sê. Elke speek is 'n bediening. En elke speek moet die sout van die wêreld wees vir Jesus Christus daar buitekant. Maar nou wil ek iets anders ook vir jou iets gou verduidelik. Kom ons gaan beweeg gou weg van die kerk af en ons kry 'n speek by die huis. Die speke by die huis verteenwoordig jou man, jou vrou, jou kinders, jou werk, jou klap waar jy aan behoort, jou sosiale lewe, en die middelpunt is Jesus Christus. As een van hierdie speke wegval in jou lewe,
Mense val jou lewe net mekaar het, want jy is geanker in Jesus Christus. Imagine as jy jou werk verloor. Mense, ek weet hoe voel dit om jou werk te verloor, ek was al daar gewees. Dis nie vars nie. Maar wanneer jy geanker is in die Here, weet jy waar jou verlossing vandaan kom en waar jou hulp vandaan kom. Maar as jy nie geanker is in die Here, het jy 'n probleem. Hoor jy wat ek sê? Ons moet vashou aan die Here met alles wat binne in ons is. Want as die Here nie jou anker is, wil ek vir jou sê, gaan jy dit nie maak. Die Here maak vir jou, en dis dan wanneer jy daar 'n ou liedjie sing en jou trane loop vir jou wang af. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek weet die Here maak. Jesus het gesterf, hoor mooi, nie vir die gesonde mense nie, maar vir die ongesonde mense. Met ander woorde, ek en jy is die koninkryk agente vir die Here daar buitekant. Hoor wat ek vir jou sê. Ek wil jou 'n vraag vra, en ek dink is 'n baie goeie vraag. Waarom moet ons ongelowiges na die kerk toe nooi? Hoekom? Ek gaan jou verras vanmôre, ek wil nie verras nie. Ek gaan jou verras vanmôre. Weet, as ek praat van ongelowiges, praat ek van moslems en hindoes en boeddhiste en ek vra, hoekom wil jy hulle na jou kerk toe nooi? Gaan jy vir hulle sê, by ons kerk is al wonderwerke, en kom ons wees nou realisties en kom ons wees eerlik. Gebeur al baie wonderwerke in kerke? Nee. Nou dink jy, hoe gaan jy daar wil trek dat jy nou hier toe kom, na die kerk toe kom? Kom ek verras jou, jy nie verras nie. Het jy geweet dat die boeddhiste, die moslems en die hindoes het net soveel wonderwerke in hulle kerke? Jy het dit geweet? Hoekom het jy na jou kerk toe kom? Kom ek verras jou verder. Het jy geweet dat die sataniste sien meer wonderwerke as wat ons in die kerk sien? Sataniste praat ervan. Daar's meer wonderwerke buitekant die kerk as binne in die kerk. Jy het dit geweet? Moses en Aaron, waar het hulle wonderwerke gesien buitekant die kerk van towenaars? En hulle is nie geredde mense nie. Want wat doen die duiwel? Hy vermom hom. Hy kom soos die engel van die lig en hy vermom hom en hy doen ook wonderwerke. Dan dink ek en jy, nee, dit moet seker van die Here wees. Dis hoekom dit baie belangrik is om te bid en die gawe van onderskeiding te kry. Here, is dit van U af of is dit nie van U af nie? Baie belangrik. Om te weet, is dit van die Here of is dit nie van die Here nie? En dankie tog, ek prys die Here daarvoor, om binne ons die Gees van God binne ons. Ek sê altyd die kindertjies van die Jesus is nie polkos nie. Ons weet wat ons weet, ons het die Gees van God binne ons. En ek wil vir jou sê, die Heilige Gees binne in jou is die grootste wonderwerk wat daar kan wees. Want die Heilige Gees sal jou help om iemand te wen vir die Here. Ek en jy hoef nie te wonder, Annetjie, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ek iemand vertel nie? Die Heilige Gees binne in jou gaan jou help om iemand te wen vir die Here. Hoor gou wat ek vir jou sê. Jou lewe moet Jesus Christus uitbeeld. Ek en jy moet Jesus wees vir die gemeenskap daar buitekant. Want daai mense gaan die kerk toe nie. So ek en jy, wat sê Jakobus, wees 'n dader van die woord van die Here. En dan moet ons nou, dit help nie ons, soos ek net gesê het, ons bid dat die spoeg spaak, maar ons doen niks. Nee, gaan uit en wees 'n kind van die Here soos wat God vir ons geleer het in die Bybel om te wees. Dit is hoe dit is wat kerk is. Dis eintlik daar buite. Maar kom ons wees gou realisties en eerlik. Die kerk is baie inwaarts gerig. Dis net ons groepie. Ag, die Here moet ons help dat ons nooit daai gedagte kry. Dis nie waaroor kerk gaan nie. Die kerk is eintlik daar buite. Ons moet daar sit. Kom ek sê, ek sluit af met hierdie woorde. Ek en jy moet getuig van Jesus Christus. Ons moet nie mense oortuig. Kom ek sê dit weer. Ek en jy moet mense vertel van Jesus. Ons hoef hulle nie te oortuig nie. Die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. Hoor wat ek sê? En dan wonder jy, ek wonder hoe gaan ek hierdie ou nou benader? Nee. Wanneer jy die Heilige Gees in jou het, sal die Heilige Gees jou lei wat om te sê, wat om te doen, en jou ingangspunt, of jou, ek weet nie wat jy doen nie, maar jou ingang wat jy gaan doen om iemand te bereik vir die Here, sal die Here vir jou deur oopmaak op die regte tyd, op die regte plek. Jy hoef nie te wonder, baie wonder wat gaan ek sê nie, want die Here ken jou hart, man.
En wanneer die Here jou hart ken, jy wil 'n siel vir die Here wen, sal God vir jou 'n deur oopmaak. Daar's niks wat my God nie kan doen nie. Stem jy saam met? Daar's niks wat my God nie kan doen nie. God is die God van die moontlike en van die onmoontlike. My God can do anything. Ek het 'n kort boodskap hier, maar ek glo 'n kragtige boodskap dat ons moet besef waaroor kerk eintlik gaan. Dit gaan nie oor ons nie, ons het klaar gered met die binnesit, die meeste van ons. Dis moet klaar die Here, dis hoekom ons hier is. Daar's dalk 'n woord wat die Here vir my wil gee wat ek vat vanoggend. Ek sê dankie Here vir hierdie woord. Ek vat dit in die geloof en ek gaan dit toepas in my lewe. Almal van ons waar ons bly, het bure. Nou nie dink om 'n sendeling te word, maar dat jy nog nie eens jou bure na die Here toe gelei het. OK, kom ons staan, kom ons bid saam. Halleluja. Wonderlike Here Jesus, help ons Here as U kinders, dat ons nie gefokus sal wees net op onsself nie, of net op die mense in ons kerk, maar Here, U kerk is daar buite. Dit is waar siele gered moet word. Here, gee vir ons die boldness, Here, om uit te beweeg met die Heilige Gees aan ons kant. Want as die Heilige Gees saam met jou is, if the Holy Spirit is with you can't go wrong. Die Heilige Gees sal jou lei. Hy sal vir jou 'n deur oopmaak. Ek sal vir jou sê, daar waar, as daar deure vir jou toes op die oomblik, wil ek vir jou sê, jy moet eintlik soos 'n popcorn wees, as 'n kind van die Here. Jy spring op en af en sê, dankie Here, die deure gaan daar toe, maar dankie Here, dat ek weet, U maak die deur oop, wat daar nie 'n deur is nie. As die Here water in die woestyn kan gee, dan kan hy my en jou ook sekerlik help. Mense, jou probleem lyk vir jou groot, maar wanneer jy die God nader, wat groter is as enige iets, kan jy enige iets doen. As God 'n donkie kan laat praat met iemand, of iemand 'n boodskap te gee, dan kan God ons met jou praat, man. Hoor wat ek vir jou sê. As God 'n donkie kan gebruik, dan kan hy vir my en jou ook gebruik. Dankie Here dat U ons raak sien as kosbare kinders van die Here, waardevol prinsesse en prinse van die Here. Here, gee vir ons die boldness om vorentoe te beweeg in die naam van Jesus Christus, en dat ons nooit op ons eie krag sal staat maak nie, maar dat ons altyd die naam van Jesus Christus sal verheerlik, die naam van die Jesus Christus sal groot maak en weet, with my God, I can jump over a wall, ek kan 'n bendestorm loop met my God. Weet verseker, hoor wat ek vir jou sê, jy is nie alleen nie. Die God wat ek ken, gaan my en jou deurdra. Dankie Here vir die oes wat kom, Jannie. Dankie Here vir 'n goeie oes. Here, as dit nie hierdie keer is nie, het U iets anders in plan vir my, maar ek weet Here, U gaan vir my 'n deur oopmaak. Here, die werk waar ek is, Here, roep ek Here, dat U elke boetie en sussie van my sal seën. Here, daai wat so moeilik is by die werk, ag Here, ek bid vir hom dat U, Here, sy om insig en wysheid sal gee, dat die Gees van God hom sal trek, en dat hy tot insig sal kom, en tot bekering sal kom. En dat hy sal weet, Jesus is die weg, die waarheid, en die lewe. Die Bybel sê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Kom ek en jy weet verseker, dat ons het 'n koning van die konings, wat ons gaan deurdra. Ons moet nie wonder nie, ons sê dankie Here, vir dit wat U vir ons gaan doen. Amen. Het julle gehoor wat ek nou gesê het? Wat die Here